Welkom terug graad 12's. Vandag kyk ons weer na die kontantvloeistaat as 'n geheel. So die volledige vorm van dit is bladsy 57 tot 60. So ons begin deur te kyk na die volledige vorm. Ons het nou in detail gekyk na die verskillende afdelings daarvan. So hy begin met die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite en ons weet nou hier gaan dan nou ons kontant uit bedrywighede verkry wees wat nota 1 gaan wees. Ons gaan nou na die notas kyk, as ook ons rente betaal, ons dividende betaal, as ook ons inkomstebelasting betaal. Hierdie twee is dan nota 2 en 3. Daarna kyk ons na die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite wat dan nou ons vaste bates is. So aankoop van bates of dan nou die opbrengs met die verkoop van ons bates, as ook ons vaste deposito beleggings, 'n verhoging of 'n verlaging daarvan. Dan kyk ons ook na die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. So dit is die opbrengs uit ons aandele uit, as ook as daar enige veranderinge plaasgevind het in ons langtermyn lenings. As ons kyk na die notas, die eerste nota is dan nou die rekonsiliasie van netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede. So ons begin met die netto wins voor belasting, dan plus ons aansuiwerings met betrekking tot waardevermindering en rente betaal. Ons kyk dan na die wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal, enige veranderinge in bedryfskapitaal, toename en afname in voorraad, debiteure en as ook ons krediteure, en dit gaan dan vir ons kontant uit bedrywighede voortgebring gee. Nota 2 is dan die dividende wat ons betaal het. So ek het reeds vir julle die twee verskillende opsies gewys van hoe om dit uit te werk. So ons kan gebruik maak van ons kan gebruik maak van 'n T-rekening, of ons kan dan nou die saldo verskuldig op die laaste dag van die vorige jaar vat, en dan die bedrag van die totale dividende byplus, en dan trek ons af wat nog verskuldig is aan die einde van die huidige finansiële jaar. Dan het ons nota nommer 3 vir ons inkomstebelasting betaal. Dit het ek ook vir julle gewys dat daar twee verskillende maniere is om dan nou dit uit te werk. So dit kan wees uit ons SAID inkomstebelasting T-rekening te gebruik, of dan nou om dit uit te werk deur die saldo wat verskuldig is op die laaste dag van die vorige jaar te vat, plus wat ons inkomstebelasting is, en dan nou die saldo verskuldig aan die einde van die jaar. Dan ook ons nie bedryfsbates gekoop, kan ons doen deur 'n T-rekening van ons vaste bates teen draewaarde, of ons kan dan begin deur te sê die draewaarde aan die begin van die jaar, minus enige waardevermindering vir die jaar, en die draewaarde van bateverkope aan die gedurende die finansiële jaar, as ook dan die draewaarde aan die einde van die jaar. Goed, ons kyk nou na oefening 1.11. Dit sê Warriors beperk se finansiële jaar eindig op 30 Junie elke jaar. Gevra, stel die nota van rekonsiliasie van netto wins voor belasting en kontant verkry uit bedrywighede, wat dan nou nota 1 is, op 30 Junie 2025 volledig op. Voltooi die SAID inkomstebelasting rekening ten einde die bedrag wat werklik gedurende die jaar aan die SAID oorbetaal is te bereken. Voltooi die aandeelhouers vir dividende rekening ten einde die bedrag wat werklik gedurende die jaar aan die aandeelhouers uitbetaal is te bereken, en dan ook berei die volgende afdelings in die kontantvloei staat voor vir die jaar geëindig. So ons gaan die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite toon, as ook die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. So as ons kyk na die inligting wat hulle vir ons gegee het, gee hulle vir ons die saldo's geneem uit die finansiële staat van posisie, met ander woorde ons balansstaat vir 30 Junie 2025 as ook 2024.
Dan sê hulle vir ons die volgende totale verskyn in die na-aansuiveringsproefbalans op 30 Junie, so dis ons waardevermindering op ons voertuie, ons rente op ons lening, ons inkomstebelasting wat 30% van ons netto wins is, en ons gewone aandele dividende wat die interim en die finale dividend insluit. Dan sê hulle op 30 Junie 2024 was daar 240.000 aandele uitgereik. Op 1 Desember het ons 'n verdere 60.000 aandele uitgereik teen R3.40 per aandeel en op 15 Mei is daar 10.000 aandele teruggekoop teen die gemiddelde uitreikprys op die dag. Dan 'n nuwe voertuig is gedurende die jaar aangekoop vir R760.000 terwyl 'n ou voertuig gedurende die jaar teen die draagwaarde verkoop is. So ons begin met nota 1. Ons kyk na die wins voor belasting. So met ander woorde, dit gaan dan wees die 119.160 maal met 100 gedeel deur 30, want onthou 30% daarvan is dan nou belasting. So dit beteken, dit gee vir ons 397.200. Dan enige aansuiwerings, so ons gaan ons waardevermindering bysit van 188.000, as ook die rente wat ons betaal het, wat ons hier kan sien, is 112.300. So ons aansuiwerings wat ons gaan byplus, is dan nou 300.300, en as ons dan daardie twee bymekaar plus, gee dit vir ons wins uit bedrywighede voor veranderinge in bedryfskapitaal van 697.500. As ons dan nou kyk na die veranderinge in bedryfskapitaal, het ons 'n toename in voorraad gehad, 674.000, minus dan nou die 436.000, en dit gee dan vir ons 'n toename van 238.000. Dan was daar afname in ons debiteure. Dit is dan nou 98.000 minus 86.000 wat vir ons dan 12.000 gee, en daar was 'n toename in ons krediteure gewees wat vir ons 33.500 gee. Dit gee dan vir ons dan nou 'n totale verandering in bedryfskapitaal van 192.500 wat in hakies geplaas moet word, wat ons dan nou gaan aftrek, en dit gaan dan nou vir ons kontant uit bedrywighede voortgebring gee van 505.000. Goed, so as ons dan nou kyk na ons SAID inkomstebelasting, sal ons begin met 'n saldo aan die kredietkant wat afgebring is van R8.900. Hierso sal julle hom sien. Hulle sê vir ons dis 'n kredietsaldo, en hulle sê ook ons het 'n debietsaldo dan nou van R5.240. So hy's oorgedra aan die kredietkant, maar hy kom af aan die debietkant. Dan het ons ook aan die kredietkant ons inkomstebelasting wat 119.160 is, en ons het dan nou ons balans wat ons kan uitwerk vir ons bank van 133.300. Ons kon ook dan nou natuurlik dit uitgewerk het deur die openingssaldo te vat, plus ons inkomstebelasting, plus dan nou die eindsaldo, en dit sal ook vir ons die 133.300 gegee het. So ons kyk na ons aandeelhouers vir dividende. Begin ons met 'n openingssaldo aan die kredietkant van 37.000, en dan sal ons ook aan die kredietkant hê ons gewone aandele dividende van 97.200. Ons het dan aan die debietkant ons bank, so hier vat ons dan nou die saldo aan die begin van die jaar, plus wat gebeur het gedurende die jaar, minus die eindsaldo, en dit gee dan vir ons 79.000. As ons dit dan nou balanseer, gee dit vir ons 'n saldo oorgedra aan die debietkant van 55.000
200. Kontantvloei staat vir die jaar geëindig 30 Junie. So hulle het ons gevra om dan nou die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite te doen, as ook die finansieringsaktiwiteite. So dit is nou die twee wat ons hier het. So ons begin met die aankoop van nie bedryfsbates, wat dan nou 760.000 was. Dan kyk ons na die opbrengs met verkoop van nie bedryfsbates. So wat ons hier doen is ons plus ons bates dan nou bymekaar. So 1.200.000 plus die 760.000 minus dan nou die 188.000 van die waardevermindering, en ons minus ook dan nou die beginsaldo of die eindsaldo van 2025, en dit gee dan vir ons 418.500. Dan kyk ons na die toename in vaste deposito. So ons kan sien dat ons vaste deposito het toegeneem. So ons kyk na die verskil tussen die twee, en dit gee vir ons dan 60.000. Ons plaas dit in hakies, want daardie 60.000 moes natuurlik dan nou uit ons kontant uitgegaan het, wat 'n afname is. Dit gee vir ons dan 'n totale kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite van 401.500. Dan kyk ons na Dan as ons kyk na die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite, begin ons met die opbrengs uit aandele uitgereik. So hulle sê hier vir ons het 60.000 aandele uitgereik teen R3.40. Dit gee dan vir ons 204.000. Dis 'n inkomste, so ons plaas dit nie in hakies nie. Dan kyk ons na die terugkoop van aandele. So hulle sê vir ons het 10.000 aandele teruggekoop teen die gemiddelde uitreikprys op die dag. Met ander woorde, ons gaan 624.000 plus 204.000 vat, en ons gaan dit deel deur 300.000. Hoekom 300.000? Want daar was oorspronklik 240.000 aandele uitgereik, en ons het toe nog 'n verdere 60.000 uitgereik. So as ons daardie twee bymekaar tel, gee dit vir ons 300.000. Dit gee dan vir ons 27.600, ons plaas dit in hakies, want ons het dit betaal, dis 'n uitgawe. Terugbetaling van ons lening, so ons kan sien dat ons lening terugbetaal het, so hy het verminder, en die verskil is dan 85.000, wat 'n uitgawe was vir ons. So die totale verandering in ons finansieringsaktiwiteite was dan nou 91.400.